Baie hartlik welkom aan jou. Dit bly vir my 'n wonderlike voorreg om saam met jou rondom die Here se woord stil te raak. Ek is besig met 'n reeks uit die Johannes Evangelie oor Jesus se ek is uitsprake. En kom ons vandag by die ek is die brood van die lewe uitspraak. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U Uself aan ons bekend gestel het deur die woorde, ek is die ware wingerdstok, ek is die lig vir die wêreld, ek is die deur, die enigste ingang na die hemel, ek is die goeie herder. En vandag sê U vir ons, ek is die brood wat lewe gee. Mag ons in hierdie oomblikke 'n wonderlike ontmoeting met U hê, in Jesus se naam. Amen. Ek wil baie graag hierdie boodskap inlei deur 'n stukkie Joodse humor, wat te doen het met die volgende verhaaltjie. Daar was 'n ou man, wat in 'n klein dorpie met net een restaurant gebly het. En elke week het hy eenmaal na hierdie restaurant toe gegaan, en die sop van die dag geniet. En toe die restauranteienaar agterkom, maar dit is 'n gereelde kliënt van hom, kom vra hy elke keer vir hom, meneer, het jy lekker geëet? En het die man geantwoord, die kos was heerlik, maar die 2 snytjies brood is darm 'n bietjie min. Die restauranteienaar het met die kelner gereël dat hy die volgende keer 4 snytjies brood saam bedien met die sop. En weer het die gesprek op dieselfde toon geëindig. Die week daarop moes die kelner 8 snye brood saam met die sop bedien. Maar weer was die antwoord, die sop was heerlik, maar die brood was bietjie min. Die daaropvolgende week het die kelner 16 snye brood bedien saam met die sop. En weer het die gesprek op presies dieselfde neergekom. Die restauranteienaar was hande in die hare en het net een doel voor oog gehad, en dit is om hierdie gereelde kliënt van hom te bevredig. Daarom het hy besluit om 'n 2 meter lange brood te bak. En het hy vir sy kelner gesê dat hy hierdie brood goed moet smeer met lekker vars plaasbotter en saam met die sop moet bedien, en dat hy die brood in 2 moet sny. Daardie dag het die restauranteienaar opgewonde nader gekom en gesê, en hoe was die kos? En het die man gesê, die sop was heerlik, maar ek sien ons is terug by 2 snytjies brood. Die bottom line is, dit is bitter moeilik om sekere mense tevrede te stel. En dit laat my baie aan my en jou dink, dat ons jaag partykeer soveel dinge, soveel goeders na, en glo dat dit vir ons gaan bevredig vir die res van ons lewe. En dan kom ons met ontsteltenis agter dat daar 'n leegheid in ons binneste is. Daarom wil ek vir jou 'n bietjie agtergrond gee van Jesus se uitspraak, ek is die brood wat lewe gee. Johannes 1-12, daar sien ons 7 tekens as wonderwerke wat Jesus gedoen het om homself bekend te stel. En net voor Jesus se uitspraak in Johannes 6 vers 22 tot 35 het ons gesien hoe hy die brood vermeerder het en hoe dat hy met 5 broodjies en 2 visse vir 5000 mense kos gegee het. Johannes 6 vers 1 tot 14 sê vir ons dat na hierdie wonderlike gebeurtenis, die volgende dag het baie mense weer vir Jesus gesoek. Maar nie omdat hy Jesus was die brood van die lewe nie, maar omdat hulle weer kos by hom wou hê en fisies bevredig wou word. Johannes 6 vers 22 tot 35 vertel Jesus vir ons in 'n 2 gesprek wat nou gebeur.
Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Dit is nou na die vorige wonderwerk van die broodvermeerdering. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af aan naby die plek waar die mense die brood geëet en nadat hy die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En raai waar kry hulle vir Jesus? In die Joodse sinagoge. Want Jesus het sy krag in die teenwoordigheid van sy Vader geput, na so 'n geweldige wonderwerk wat hy die vorige dag gedoen het en hom fisies uitgeput het. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, julle soek my om 'n verkeerde rede. Julle wil weer hê ek moet vir julle kos gee. Vers 27, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. En hiermee identifiseer Jesus homself as die Seun van God, wat gekom het om geestelike brood te bring, sodat ek en jy vir ewig bevredig kan word. Vers 28, toe vra hulle vir Jesus, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Met ander woorde, wat moet ons doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Julle moet glo in die Here Jesus Christus. Vers 30, hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Dis ironies, hy het net gister 'n geweldige wonderteken gedoen, waar hulle moes besef het, dat Jesus nie 'n gewone mens is nie, maar die Seun van God, en nou vra hulle alweer 'n teken. Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Jesus staan letterlik voor hulle en sê vir hulle, ek is die brood, ek is die ewige brood, glo in my en jy sal gered word. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, julle verstaan nie, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. En dit bring my by die toepassing van hierdie gedeelte. Hoe moet ons Johannes 6 prakties toepas in ons lewe? En ek dink ons moet begin by die vraag, wat is 'n definisie van dit wat Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee? Die brood van die lewe is niks anders as 'n persoonlike verhouding met Jesus, ons verlosser en saligmaker nie. En dit is die belangrikste beginsel waarop ons hele lewe moet bou en ons doen en late moet baseer. En hierdie beginsel is gebaseer op 3 praktiese geloofsbesluite geloofspraktyke wat ek vandag met jou wil deel, wat vir my baie help in my persoonlike verhouding met die Here Jesus. En ek wil graag vir jou wys dat elkeen van hierdie 3 geloofspraktyke begin met die letter V. So die eerste V staan vir vernuwing. Wanneer ek en jy die Here Jesus persoonlik ontmoet, sê die Bybel vir ons, kan ons onmoontlik nie meer
dieselfde mens wees as wat ons altyd was nie. Daarom sê Efesiërs 4 uitdruklik vanaf vers 22, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Dan wil ek saam met jou blaai na Kolossense 3 vers 15, daarvan af vers 8 af. Wat vir ons uitdruklik sê, onthou, Paulus praat hier met gelowiges wat reeds in 'n verhouding met Jesus staan. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. So die eerste V staan vir vernuwing. Ek en jy kan nie in 'n verhouding met Jesus staan en ons lewe bly presies dieselfde as voorheen nie. Nee, in Christus is ons nuwe mense. Die tweede V, staan vir verheldering. En daarmee bedoel ek dat 'n groeiende verhouding met die Here Jesus Christus as ons verlosser verg insig en leiding en onderskeidingsvermoë om werklik sy wil vir ons lewe te ken. En hoe ken ons werklik sy wil? Deur absoluut sy woord te verslind en te eet, soos wat Esegiel dit gedoen het, sodat sy woord geïntegreer kan word met jou hele menswees, met jou liggaam, dat jy absoluut sy woord soos 'n heuningkoek begin eet, en daar's 'n pragtige of 'n baie sinvolle metodiek om besig te wees met die Here se woord. Ons noem dit lectio divina. Dit beteken die heilige lees van God se woord, wat basies bestaan uit 'n paar baie belangrike fases wat ek kortliks met jou gaan deel, sodat jy dit kan gaan toepas. Die eerste stukkie fase is, jy lees die Here se woord. Ek sê altyd, begin met 'n Bybelboek en lees hom van voor tot agter, stukkie vir stukkie, en verteer dit. Jy lees die Bybel. Wanneer jy klaar daardie gedeelte in die Bybel gelees het, dan dink jy diep na daaroor. Met ander woorde, jy mediteer daaroor. Jy kan byvoorbeeld vir jouself vra, wat sê hierdie gedeelte vir my van God, die Vader? Wat sê dit vir my oor myself? En wat wil die Here hê moet ek vandag daarmee gaan doen? As jy klaar oor die skrifgedeelte gemediteer het, dan gaan jy op jou knieë en jy bid daaroor. En dan vat jy daai stuk woord wat jy gelees het en verander dit in 'n gebed. Dit help ook vir jou, ons noem dit skrifgebed, om werklik te groei in jou gebedslewe en nie rympie gebede te bid nie. Wanneer jy dit gedoen het, dan gaan sit jy net in die Here se teenwoordigheid en sê, Here, wat wil U hê moet ek met hierdie gedeelte wat ek nou gelees het vandag doen? En dan, die laaste, dan staan jy op en jy stap uit jou binnekamer uit na die markplein toe en jy gaan doen dit wat die Here sopas vir jou gesê het. Ekskuus tog, en dit bring my by die derde V, en dit staan vir vereniging, wat beteken, Jesus wil elke oomblik, elke dag, deel van elke faset van jou lewe wees. Daar was in Parys, in Frankryk, 'n kok in 'n klooster, en hy was 'n analfabeet. Ekskuus tog, my stem is bietjie weg. Hy was 'n analfabeet. Hy kon nie lees en skryf nie.
maar hy het vir homself ingeoefen om alles wat hy doen en dink in die Here en vir die Here te doen. En daarom het 'n sekere persoon met die naam van Joseph de Beaufort besluit maar hy gaan broer Lawrence, hy was die kok, hy gaan broer Lawrence se tegniek gebruik om vir mense te help om in 'n meer praktiese persoonlike verhouding met Jesus te leef. En toe skryf hy die boekie The Practice of the Presence of God, die praktyk daarvan om in die teenwoordigheid van die Here te leef elke oomblik. En toe deel hy met ons dat broer Lawrence die volgende gedoen het in sy daaglikse lewe. Wanneer iets slegs gebeur, het hy gebid en vir die Here gevra vir leiding. Wanneer iets goeds gebeur het, het hy gebid en dankie gesê. Wanneer hy oor iets worstel, het hy gebid en saam met ander vir die Here gevra om uitkoms te bring. Wanneer hy in die oggend begin werk het, het hy gesê, ek gee myself vandag asof vir die Here. Wanneer jy in jou motor ry, dan bid jy vir die mense rondom jou en op die pad. Wanneer jy in 'n klaskamer sit, respekteer jy jou onderwyser of dosent, asof jy die Here self respekteer. Wanneer jy iemand help, doen jy dit asof jy vir Jesus self help. Wanneer jy gaan slaap, vertrou jy jouself aan die Here toe. Wanneer jy wyn drink, klink jy 'n glasie op die nuwe wyn wat ons in die koninkryk van God saam met Jesus gaan drink. Wanneer iemand vir jou om brood of water vra, dan gee jy dit asof vir die Here. Alles in die Here en vir die Here. Ek sluit af. Jesus het self gesê, ek is die brood wat lewe gee. En saam daarmee het hy vir ons 'n belofte gegee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Hy sal vir ewig bevredig word. Hierdie verhouding met Jesus, is lewensveranderend. Dit is vir jou en my. Dit is genoeg. Dit sal vir ons tevrede stel, vir ewig. Neem dit en eet die brood wat lewe gee. Amen.